Hallo graad 6 ontdekkingsreisigers. Is julle reg vir 'n avontuur? Ons gaan vandag reis, maar nie na 'n ver land nie. Nee, ons gaan binne in die mees ongelooflike masjien op aarde, jou eie liggaam. Ons gaan kyk hoe 'n eenvoudige appel of 'n sny brood verander word in pure energie, in krag en in beskerming. Klink dit goed? Kom ons begin die reis. So, elke goeie avontuur het mos 'n kaart nodig, né? En hier is ons sin. Ons gaan eers die basiese reëls van ons reis verstaan. Dan gaan ons 'n antieke gids, die voedselpiramide, gebruik om ons pad te wys. Ons sal ook kyk na die gevaarlike paadjies waar slegte keuses ons kan lei en heel aan die einde gaan ons uitzoom vir daai groot prentjie, net om seker te maak ons verstaan die hele landskap. Kom ons spring weg. Goed, soos met enige nuwe wêreld, moet ons eers die taal leer praat. Voor ons te diep kan delf, is daar 'n paar sleutelwoorde wat ons moet verstaan. Sien dit as die boustene wat ons gaan help om alles anders later te snap. Eerstens, die woord dieet. Nou as jy dit hoor, dink jy dalk dadelik aan gewig verloor. Maar dis eintlik glad nie die geval nie. Jou dieet is bloot alles wat jy elke dag eet en drink. Dis jou persoonlike spyskaart vir die lewe. En wat van gebalanseerd? Wel, stel jou 'n ou wêreldse skaal voor. Jy weet, een met twee bakkies. As jy te veel van een ding ingooi, dan kantel die hele skaal. Balans beteken jy het presies die regte hoeveelheid van 'n klomp verskillende dinge sodat daai skaal perfek gelyk bly. So, hoe kry ons daai skaal perfek gebalanseerd? Dit kom eintlik neer op 3 goue reëls. Nommer 1, eet 'n bietjie van alles, uit al die voedselgroepe. Nommer 2, eet genoeg om jou liggaam die brandstof te gee wat dit nodig het. En nommer 3, en hierdie is soms die moeilike een, moenie te veel van enige iets eet nie. Dis die hele geheim van balans. Maar hoekom is hierdie balans so verskriklik belangrik? Wat is die uiteindelike doel van hierdie hele reis? Die antwoord is eintlik eenvoudig, maar baie kragtig. Dis om jou liggaam te verander in 'n vesting, om dit die brandstof en die boustene te gee om elke liewe dag sterk, gesond en propvol energie te wees. Dit is die ware prys. Goed, ons ken nou die reëls van die pad, maar hoe navigeer ons hierdie wêreld van kos elke dag? Gelukkig vir ons het ons 'n gids, 'n soort antieke kaart wat presies wys watter rigting om te volg. En ons noem dit die voedselpiramide. En hier is hy, die voedselpiramide. Dis basies ons visuele padkaart. En dit het een super eenvoudige goue reël. Die kosse aan 'n breë basis is die waarvan jy die meeste moet eet. En soos wat jy opbeweeg na jou smal puntjie, eet jy al hoe minder. Kom ons kyk gou van nader. Kom ons begin heel onder, by die fondament, die breedste vlak. Hierdie kosse, dink aan brood, rys, vrugte en groente, is jou liggaam se hoofbron van energie. Sien dit as die petrol in 'n motor. Sonder dit gaan jy letterlik nêrens kom nie. Nou, soos ons opbeweeg in die piramide, verander die werk van die kos. Hier in die middel kry ons die proteïene, goed soos vleis, eiers en suiwelprodukte. As daai onderste vlak die brandstof was, is hierdie goed die boustene. Hulle herstel en bou jou spiere en hou jou liggaam se hele struktuur sterk. Heel bo-aan, by daai kleinste puntjie van die piramide, kry ons vette, olies en die lekkers. Hoekom is hierdie vlak so klein? Want al smaak dit hoe lekker, bied hierdie kosse eintlik baie min voedingswaarde. Hulle moet 'n klein bederf wees, nie 'n hoofmaaltyd nie. Ons het nou die perfekte kaart gesien vir 'n gesonde reis. Maar wat gebeur wanneer ons van die pad afdwaal? Wat is die struikelblokke en die gevare wat ons kan keer om by ons bestemming uit te kom? Kom ons kyk 'n bietjie na die donkerder kant van hierdie reis. Jy sien, 'n hele paar dinge kan in ons pad staan. Soms is die probleem binne in ons, 'n siekte wat ons liggaam keer om die goeie voedingsstowwe op te neem. Ander kere is dit ons eie gewoontes, soos om vas te haak by dieselfde ongesonde kos. Vir baie mense is die struikelblok armoede, waar gesonde kos eenvoudig te duur is. En ja, soms is dit die natuur self, wanneer droogtes of rampe kos skaars maak vir almal. So, wat gebeur as daai skaal permanent na een kant toe kantel? Wanneer ons dieet heeltemal uit balans is? Wel, die gevolge is nie net klein ongeriebels nie. Dit kan lei tot ernstige siektes wat ons liggaam van binne af aanval. Kom ons kyk na die vyande wat ons moet ken. Kom ons begin met iets wat ons almal maar te goed ken: tandbederf. As ons te veel suiker eet, is dit soos 'n feesmaal vir die bakterieë in ons mond.
Hierdie bakterieë produseer dan 'n suur wat daai harde, beskermende laag van ons tande, die emalje, letterlik wegvreet en pynlike gaatjies veroorsaak. Nou vir 'n baie ernstiger toestand, ragitis. Dit word veroorsaak deur 'n tekort aan Vitamien D. Jy sien, sonder Vitamien D kan jou liggaam nie kalsium, die bousteen van bene, absorbeer nie. Die gevolg? Die bene word sag en swak en kan maklik buig of selfs breek. Hardewyigheid, 'n algemene probleem. Onthou net hierdie 3 oorsake vir die eksamen. Nommer 1, te min vesel, wat help om alles aan die gang te hou. Nommer 2, te min water. En nommer 3, te min oefening. 3 eenvoudige faktore met 'n groot impak. Hier sien ons 2 toestande wat mense dikwels deurmekaar krap: vetsug en diabetes. Vetsug gaan oor oormatige liggaamsgewig. Diabetes, aan die ander kant, is wanneer jou liggaam sukkel om suiker te gebruik vir energie. Alhoewel hulle dikwels saam voorkom, is dit regtig belangrik om te weet hulle is 2 verskillende probleme. So, wat is die waarskuwingstekens van diabetes? As iemand gedurig vreeslik dors is, gereeld badkamer toe moet gaan, kla oor dowwe sig en heeltyd moeg voel, wel, dit kan simptome wees. Dis belangrik om hierdie tekens te kan uitken. Kwashiorkor is 'n ernstige vorm van wanvoeding en dit word veroorsaak deur 'n kritiese tekort aan proteïene. Die sigbare simptome is baie duidelik. Die hande en voete swel op en die maag word onnatuurlik groot en uitgeswel. Laastens is daar anorexia nervosa. En is baie belangrik om te verstaan, hierdie is nie net slegte eetgewoontes nie, dis 'n ernstige eetversteuring. 'n Persoon met anorexia honger alself doelbewus uit en ontneem die liggaam van daai noodsaaklike voedingsstowwe wat dit nodig het om te oorleef. Goed, ons het die kaart bestudeer, ons het die gevare gesien en ons het die reëls geleer. Kom ons zoom nou uit vir een laaste keer om die hele prentjie te sien. Hier is die sleutelfaktore wat alles beïnvloed. So, om alles op te som, onthou hierdie 5 hoofpunte wat voeding beïnvloed: jou persoonlike energiebehoefte, ekonomiese faktore soos pryse en armoede, jou daaglikse eetgewoontes, of daar siektes is, en die beskikbaarheid van kos weens dinge soos droogte. Dit is die groot prentjie. Ons het vandag die kennis ondersoek, die reëls geleer en die gevolge gesien. Nou bly daar net een vraag oor. En hierdie een is nie vir die eksamen nie, dis vir jou. Met alles wat jy nou weet, watter een gesonde keuse gaan jy vandag maak om jou liggaam te voed en te versterk?